Welkom by Jaco Kwadraat, die potgooi waar ons probeer om geld prakties, persoonlik en bietjie pret te maak. Net bietjie pret. Ja, Jaco, ons kan net probeer. ja, ons is rekenmeesters. Ek is tog so dankbaar jy laat my nie daai inleiding doen nie, want ek is seker my tong gaan knoop, prof. Maar Jaco, ek dink nou net daaraan, wat wel 'n voordeel vir die kykers is hier's 2 Jaco, so hulle kry dubbel die wysheid en dis alles belastingvry. Ja, wat 'n bargain. Prof, so van belastingvrye raad gepraat. Oom Koos het altyd gesê hy slaap soveel beter nadat hy sy skuld op sy eiendom afbetaal het. En dis vir hom selfs lekkerder as die keer toe hy die sleutels op sy tweede eiendom gekry het. En toe het sy buurman vir hom gesê, vir hom is dit weer lekker om te weet dat hy daai tweede inkomste of daai tweede eiendom wat hy verhuur is soos dis net nog 'n addisionele pensioen. So prof, ons sit hierso, soos nou oom Koos en sy buurman kyk, met 2 kante van dieselfde muntstuk. En dis waar ons vandag gaan gesels. As jy 'n tweede eiendom, is dit die moeite werd? Is dit nie beter om eintlik maar net jou skuld af te betaal en dit agter die rug te kry nie? Jaco, en ons moet erken dat vir verskillende mense gaan dit verskillend wees. Oom Koos kan dalk net nie die druk hanteer van weet daar's 'n ekstra verband en moontlik gaan die eiendom leeg staan nie, terwyl sy buurman, ek wil amper nie kan slaap tensy daar 'n bietjie aksie in sy dag was nie. Prof, dit klink, ek wonder waar val ons hou nie van aksie nie, hou ons. So Jaco, Maar voor jy wil gaan ernstig. ek is ons is op pad. Ek sien daai ding. Maar prof, 'n tweede eiendom gee mens eintlik maar passiewe inkomste, jy weet dit, né? Dis net jammer dat daai passiewe deel beteken dat jy passief al jou geld vir die loodgieter moet gee. Jaco, jy probeer so hard met hierdie grappietjies, daai pret gedeelte in. Ja, nee, ek moet opmaak vir jou op 'n manier. So Jaco, ons het bietjie ons doen mos nou gereeld navorsing. O ja, hier gaan ons alweer. Gaan jy nou weer vir ons hier 'n artikel voorlees van jou eie navorsing? Nee, maar ek het wel gaan in my navorsing het ek aanlyn op hierdie vraag afgekom wat iemand geplaas het en toe dink ek, wel, dis nogal iets wat ons vandag oor kan bespreek. Nou prof, dit klink of dit nie te hartseer gaan wees en te ernstig nie. Jaco, so wat die persoon gesê het, is hy of sy het gesê, ons skuld tans so wat R900 000 op ons verband. Ons besit ook 'n meentuis wat omtrent so R1.1 miljoen werd is en hulle dit kontant gekoop, so well done vir jou. Hulle verhuur nou hierdie meentuis en nou is die vraag uit 'n suiwer finansiële oogpunt, is dit beter om hierdie meentuis te hou en aan te hou verhuur of moet hulle eerder die meentuis verkoop en hulle skuld op die verband afbetaal? Ek wil amper vir die ou sê, jene moes jy nie daai vraag gevra het voordat jy die meentuis gekoop het nie, maar ons sal dit nie so reguit hier so stel nie. Ja, ons is eintlik ordentlik. Ons steek net baie goed weg. So eintlik is die vraag dan om dit op te som. Is dit beter om die meentuis aan te hou te verhuur of is dit beter om dit te verkoop en dan die verband af te los en skuldvry te wees? En prof, dis nou van daai goed, daar's 'n ek wil sê 'n eenvoudige antwoord, maar selfs die eenvoudige antwoord is nie eenvoudig nie. Ek dink daar's baie inligting wat ons nie het nie en ons sal dit nou uitmekaar uittrek. Maar as ek 'n kort vinnige antwoord amper uit die vuis uit moet gee en ek het sommer net 'n paar aannames gaan maak. So kom ons veronderstel daai persoon se paemente stand R10,000 'n maand wat hy op sy skuld afbetaal, sy eie eiendom. En dan veronderstel ons sy netto huurinkomste is omtrent R9,000 per maand. Dis nou na levies af is en munisipale fooie. Dis wat hy in sy sak druk aan die einde van die maand. So as hy skuld het, 'n paement het van R10,000 en hy kry huurinkomste van R9,000, dan beteken hy moet elke maand R1,000 inbetaal. So hy breek so min of meer gelyk. Amper gelyk. So wat gaan verander as hy die eiendom verkoop? As hy die eiendom verkoop, het hy nie meer huurinkomste nie, so daai deel val heeltemal weg. Hy vat die geld wat hy maak as hy 'n eiendom verkoop, hy sit dit in die verband in en nou het hy nie meer 'n paement nie. So hy het nie meer 'n paement nie, maar hy het ook nie meer die huurinkomste nie. So sy netto kontantvloei is eintlik maar nog steeds 0. Ja, so die kort eintlik is op die kort termyn, behalwe dat jy dalk lekkerder gaan slaap omdat jy nie meer skuld het nie, gaan die netto kontantvloei gelyk wees. Maar Jaco, toe ons in die voor die program so 'n bietjie gepraat het
het ons albei gesê, maar ons moet eintlik kyk van hoe sou die situasie lyk of wat is die invloed van hierdie besluit oor 20 jaar. Ja, en dan as dit beteken as daai eiendom afbetaal is, die een wat hy nog op skuld oor 10 jaar of 20 jaar, ons weet nou nie hoe lank is die periode nie, en hy het nog steeds die ander eiendom, na daai skuld afbetaal is, het hy nog steeds die tweede eiendom, wat vir hom huurinkomste gee, wat hy dan daarmee kan maak wat hy wil, en hy het 'n bate wat toeneem in waarde. So, net op daai somme, baie basies sal die Engelsman sal sê, my gut feel, sal sê, dit is waarskynlik beter om die eiendom te hou en aan te hou om die skuld af te betaal. Ja, maar soos jy gesê het, daar's 'n hele klomp aannames daarin, want sy huur kan dalk net R5,000 per maand wees. Ja, En dit kan die hele prentjie verander. so eintlik waarby ons moet uitkom en wat ek dink baie belangrik is vir die kyker is om te besluit wanneer is iets 'n goeie belegging of nie. Want dis eintlik waar hy moet besluit, want as hierdie nie 'n goeie belegging is, daai tweede eiendom nie 'n goeie belegging is nie, is die antwoord raak ons slaaf van hom. Ja, Is dit 'n goeie belegging en jy het nou gesê hierdie ou moes die vraag gevra het voor hy die eiendom gekoop het. So kom ons gaan gesels bietjie oor wat is die vraag wat jy moet vra voor jy 'n eiendom koop en eintlik meer belangrik, wat is die berekeninge wat jy moet doen voordat jy 'n eiendom koop? Hoe besluit ek dis die moeite werd om hierdie eiendom te koop, ja of nee? Is dit 'n goeie belegging? Ja, kom ons probeer dit verskriklik eenvoudig hou, want ons weet, ons kan nou hier baie tegnies raak. En ek meen, ons het Excel spreadsheets wat hierdie sommetjies doen en so aan. Maar as ek nou moet in dit probeer baie eenvoudig hou, moet ons begin by wat kos die eiendom. Kom ons werk op die R1,000,000. Ja, hy het gesê hy's nou 1,1 miljoen Ja, werd. Maar kom ons maar werk ek op wil 1 nou die miljoen vir die somme somme makliker maklik maak, dat jy dit kan Want ek gaan dit nou hier uit my kop Ja. uit maklik maak. Maar jy gaan ons eenvoudige somme doen, Dit het gaan jy ons nou gesê. Maar dis hoekom ons dit nou werk op 'n miljoen. Okay. OK. So, R1,000,000 eiendom. Nou moet ek vasstel wat gaan my netto huur wees op hierdie eiendom. So wat bedoel jy met netto? Jy het dit nou so mooi verduidelik. Dis met ander woorde die huur wat die huurder gaan betaal minus die gedeelte wat na die agent toe gaan, minus al jou heffings as dit in 'n estate is of in 'n woonstel blok dalk is of so iets, minus jou munisipale fooie, minus jou versekering as jy daarvoor verantwoordelik is. Met ander woorde, kontantvloeigewys, wat kry jy in jou sak? Ja, wat kry jy? En dit maal jy dan met 12. So kom ons werk op, wil jy maklik, wat is vir jou maklik genoeg, prof? R8,000 'n maand netto. 8 maal 12. Ek werk dit met 5. Okay, werk maar op 5. 5 maal 12 gee vir jou R60,000. Is jy seker? Dis ek is redelik seker. En R60,000 gedeel deur die R1,000,000 gee vir jou 6%. Ja, maar dis nie 'n baie goeie opbrengs nie, prof. Nee, nog nie. So die 6% is dan jou netto huur opbrengs in jou sak. Okay. Maar Jaco, hierdie eiendom, as jy op die regte plek gekoop het, behoort darm elke jaar met waarde toe te neem en Kapitale groei. met ander woorde. kapitaal groei. So volgende jaar gaan hierdie R1,000,000 eiendom van jou dalk R1,050,000 werd wees. Okay, want die waarde van eiendom neem gewoonlik toe. Ja, en jy kan maar werk of ek hou daarvan as ek nie weet wat die eiendom in daardie buurt se kapitaalappresiasie normaalweg is nie, dan werk 'n mens maar op inflasie wat vir jou 'n gemiddelde verhoging gaan Prof gee. het nou weer 'n fancy woord, kapitale appresiasie, sommer net kapitale groei. Net so. Ja, okay. Jy wil So- nie nou slim klink nie. Jy is slim. Jy hoef dit van niemand te wys nie. Ons sal weet dit. Jy's mos Ek wil net prof. seker maak jy weet. Okay. Nee, maar jy's prof, so ek weet dit. Kom ons sê in hierdie buurt gaan eiendomspryse gewoonlik met 5% op of inflasie is 5% net om dit weer eenvoudig te hou. Dan beteken dit dus eintlik kry jy twee goed uit hierdie eiendom uit. Jy kry jou 6% huur plus 'n 5% kapitaalgroei. So bymekaar getel lewer hierdie eiendom vir jou 'n 11% opbrengs. Ja, en ons gaan nou nie dit ingewikkeld maak met belasting nie, want dit het nou weer sy Nee. eie gedeeltes by. So is 11% goed. Hoe weet ek of 11% 'n goeie opbrengs op my belegging is? Waarmee wat So, Jaco, nou moet ek dit gaan vergelyk met wat sou ek anders met hierdie geld kon gedoen het. As ek dit in die bank gaan sit, wat gaan ek op 'n geldmark verdien? 6-7% as jy gelukkig is. So, dis daarom beter as dit. So, daai sommetjie maak vir my sin. Of as ons na hierdie persoon se vraag toe gaan, kan ons eintlik sê, okay, maar wat is die rentekoers Wat hy betaal. Jy betaal meer rente as wat jy opbrengs kry uit Ja. hierdie belegging. En dis hoe ons dan op die ouend 'n besluit neem oor 'n belegging is die waar kan Wat ons anderste kon ek gedoen het? gedoen het met daai geld. Ja. En in hierdie geval
het hy die lening. So Ja. dis die anders. Jy moet daai opbrengs van jou persoon wat die vraag gestel het, met ander woorde vergelyk in die eerste punt met jou rente. Okay. So nou het ek besluit, hierdie eiendom lyk na 'n goeie eiendom. Die huurinkomste lyk goed. Ek kan my sommetjies gaan doen. Ek kom uit by 11 of 12%, wat ook al die geval is. Dan is die volgende besluit, en nou raak ons dalk te tegnies, maar ons sê altyd, jy neem besluit eers oor 'n belegging. Jy moet eers weet as dit die moeite werd om hierdie belegging aan te gaan. En dan sê jy, maar hoe gaan ek dit finansier? En dis nou wat hierdie persoon het eintlik dit bietjie snaaks gedoen. Hy het die kontant gevat en dit finansier, en ons kan nou lank gesels daaroor, maar struktureer gewys, hy kon dit beter gestruktureer het, want ja, ons wil nie oor die belasting hier ingaan nie. Dit is so, Jacques, so dan wil jy gaan kyk, maar wat is die goedkoopste manier om hierdie belegging te finansier? As jy kontant het wat in die bank lê, wat dalk net 5% rente verdien, wat ekstra geld is nie deel van jou noodfonds nie, en jy vergelyk dit byvoorbeeld nou met 11% rente by die bank, Dan is dit beter. dan is dit beter om jou kontant wat jy het te gebruik, want jy betaal net, of jy kry net 6% daarop, terwyl die bank jou 11% gaan kos. So, en dan in daai opsig is dit beter om jou eie kontant te gebruik. En dan is die ander belangrike ding, en dis nou waar die persoon wat die vraag gestel het, om so bietjie in die voet geskiet het, is mens moet dit baie mooi beplan van die begin af, ook vir jou belastingaanspreeklikheid. Want jy wil verkieslik, as jy dan hierdie lening aangaan, die bate wat die inkomste genereer, 'n lening op Die hê. eiendom wat jy verhuur. Ja, die eiendom wat jy verhuur, die lening op daardie eiendom hê, want ons belastingwetgewing in Suid-Afrika bepaal dat jy kan uitgawes aftrek in die voortbring van inkomste. So as ek iets verhuur en ek kry hier inkomste, kan ek my rente daarvan aftrek, want ek het die skuld aangegaan om die bate te koop, die eiendom te koop, om te verhuur, om 'n huurinkomste te kry. Maar in hierdie geval van hierdie vraag, lê die persoon se skuld in sy eie huis. So hy gaan nie daai rente kan aftrek deur die huurinkomste van die. Nee, dis hoekom ons gesê het, jy moet dit baie mooi beplan as jy begin. So, wat is ons gevoel net oor daai deel? Want ons kan nou baie tegnies raak, en die antwoord is, kry professionele advies by so 'n besluit. Iemand wat jou net so 'n bietjie raad kan gee vooraf. Ek meen, ons het nou gepraat oor hoe besluit jy is iets 'n goeie belegging, maar net die struktuur daarvan, kry 'n kenner om jou net te help. Ek dink dis 'n baie belangrike ding. Maar Jaco, ons het nou gepraat oor die beleggingsbesluit, ons het nou gepraat oor hoe jy dit finansier, maar dan in ons vraestelle sê ons altyd vir die studente, nou gaan ek alweer 'n groot woord wat jy moet asseblief vertaal gee. Kwalitatiewe faktore. As al die sommetjies nou vir jou sin maak, wat anderste moet 'n mens nog steeds oorweeg? So 'n ander woord vir kwalitatief in hierdie geval is net enigiets wat nie met geld te doen het nie. So ek dink die belangrikste, en veral by eiendom, en dit sluit by my opening storie van oom Koos aan, is om te sê, wat laat my die beste slaap in die aand? As ek weet ek is skuldvry en ek het nie 'n swaard oor my kop nie, en ons het al voorheen gepraat van die wat sê iemand wat geld leen is 'n slaaf van die persoon wat dit uitleen. As jy nie 'n slaaf wil wees nie, jy wil ontslae wees daarvan, dan is die antwoord waarskynlik kom skuldvry. En partykeer is ek het myself, ek het 'n paar jaar terug besluit ek gaan 'n gedeelte van my aandeleportefeulje verkoop en eenvoudig my huis klaar betaal, want ek wil net daai lekker gevoel hê my huis is klaar betaal. Ja, en dan ek dink 'n ander deel wat nou raak dit grys of dit kwalitatief is of finansiëel is, wat mens net moet onthou is, saam met 'n eiendom is 'n ander goed wat gebeur. Jy gaan nie noodwendig altyd hier inkry nie. Nee, so kan jy, met ander woorde, as daai eiendom leeg staan vir 'n maand, 2 of 3, het jy kontantvloei om daai paaiement aan te hou betaal, al die heffings te kan betaal. Ja, so outomaties die oomblik as jy 'n eiendom het met skuld, sit dit jou so 'n bietjie meer onder druk as dit by likwiditeit kom. Jaco, en ek weet persoonlik van 'n hele paar mense wat bankrot gespeel het, wat eiendomme gekoop het om te verhuur en dinge het nie uitgewerk soos wat hulle gedink het nie. So dis die realiteit. Ja, en amper 'n slot opmerking van my kant af. Daar's baie persone wat vir jou sal sê, eiendom, hier's die maklike maniere, jy kan 5 afbetaalde eiendom hê so vinnig, maar dis nie so maklik soos baie ouens dit baie keer laat klink nie. Dit is nie. Daar is 'n paar risiko's wat mense in ag moet neem, en nou kan ons weer praat oor risiko en opbrengs, maar ek dink nie ons moet daar gaan nie, maar mense moet net verstaan, as jy beleggings maak, is daar risiko's, en jy moet sê, is jy bereid om daai risiko's aan te vat? Ja.
Jaco, ek wil op hierdie kwalitatiewe faktor met nog so 1 of 2 gedagtes afsluit. Okay, solank dit afsluit is, want ek Afsluit. sien ons die jy nommer verloor die 1 mense, ek sien sommer raak al aan die slaap. is as jy net een eiendom het, is jou risiko baie groot. Want as die een leeg staan, Kry jy niks. dan kry jy niks. So hoe meer eiendom jy het, hoe laer is jou risiko en vir daardie rede en ek sê nie vir die kykers hulle moet nou gaan saam met ander mense eiendomme koop nie, maar Jaco, dis die rede waarom ek en jy dit saam doen. Ja. Want in plaas daarvan dat ons elkeen een eiendom het wat potensieel kan leeg staan, het ons nou 2 eiendomme Wat saam kan gesamentlik. leeg staan. Nee. Maar so die risiko is versprei. Die risiko is versprei en ek dink die laaste ding wat baie belangrik is en ek dink mense vergeet dit baie keer want ek kry baie keer as iemand by aftrede kom, dan sê hulle, "Ja, moet ek nou van my pensioengeld vat en 'n eiendom koop en verhuur?" En dan kyk hulle my nogal groot oog aan as ek sê, "Weet jy, ek is nie heeltemal so seker dis 'n goeie plan nie." Want Jaco, as jy nog geen ondervinding het nie, as jy nog nooit in jou geskiedenis 'n eiendom gekoop en verhuur dit nie, jy weet nie om te gaan kyk, is hierdie 'n goeie belegging nie. En jy het nou net een eiendom na aftrede wat kan leeg staan, dan is die risiko groter. So die laaste ding wat ek vir die mense altyd sê is, jy gaan baie navorsing moet doen. Jy gaan moet seker maak jy weet wanneer dit 'n goeie belegging is, anders kan jou vingers verbrand. En prof, vir my amper daarbey aan te sluit vir al iemand wat op aftrede staan, wil ek na die skuldkant toe gaan. My siening is, en ek dink ons siening is, by aftrede sal wat jy Behoort jy skuldvry nie meer is. skuld te wees. Geen skuld en nie skuld op 'n tweede of 'n derde eiendom nie. Op daai tyd sal ek selfs so ver gaan om te sê, as jy skuld het, verkoop 1 of 2 eiendomme, maak jou skuld skoon dat jy aftrede ingaan sonder enige skuld. Absoluut. So, liewe persoon wat die vraag gestel het, ek hoop as jy ooit ons uitsending hoor, gaan dit vir jou van waarde wees, maar meer belangrik, as jy dalk nou vandag geluister het en jy het nog altyd gewonder oor 'n tweede beleggingseiendom, ons hoop hier's vir jou 'n paar riglyne. Ja, ons hoop dit het gehelp, dat jy so 'n bietjie dink daaroor. Dis lekker om 'n tweede eiendom te hê, maar is ook lekker om skuldvry te wees. So, wat is die beste? Daar's nie een regte antwoord nie. Al die dinge is so 'n bietjie altyd meer ingewikkeld as wat mens sou gehoop het. Maar op daai noot, lekker week, lekker dag. Totsiens. Totsiens.